swaar kry. Ons lees 2 Korintiërs 11 vers 16 tot 33. Paulus was 'n baie ernstige man. Dis nie dat hy nors of onvriendelik was nie, maar ernstig in die dinge van die evangelie. Vir hom was daar net een manier, en dit was die regte manier, volgens Bybelse riglyne natuurlik. Hy was egter nie sonder sy bietjie humor nie. 'n Tikkie daarvan slaan deur as hy die dwaalleraars aanvat. Paulus het gevoel dat dit suiwer dwaasheid was om te roem op enige menslike mylpale in jou lewe. Roem en eer is wêrelds. Maar nou ja, as die dwaalleraars dan kan roem in groot dinge, dan kan hy mos ook vir hulle een slag 'n dwaas word en roem. Hy kan immers op baie meer dinge roem as hulle. As hulle kan groot praat, hy kan dit baie beter doen. Maar eers wil hy dit in perspektief stel. Hy praat beslis nie sulke groot pratery goed nie, want dit is nie iets wat van God afkom nie. Paulus spog dat hy 'n Jood is in murg en been, volbloed, met al die nodige geslagsregisters en filiasies van 'n ras-egte Jood. Dis egter nie al waarop Paulus kon roem nie. Oor die allerverskriklikste ontberings wat hy deurgemaak het, kan ons maar net die kop skud en sê, foei tog, arme man. As daar daarom nou een mens is wat van swaar kry geken het, dan was dit Paulus. By 5 geleenthede het die kerk hom onskuldig gestraf deur hom 39 houe te slaan. Deuteronomium 25 skryf voor dat iemand wat in 'n hofsaak skuldig bevind is, op die grond moet gaan lê en met 'n gesel geslaan word. Hy mag egter nie meer as 40 houe kry nie. Uit vrees dat hulle dalk die voorskrif kan oortree, het die Jode slegs 39 houe toegedien. Net vir ingeval iemand dalk per ongeluk verkeerd getel het. Hierdie was 'n wrede straf. En die arme man was half doodgeslaan, want die owerhede het nie gespeel nie. Boonop het Paulus ook 'n steniging oorleef. By so 'n geleentheid word jy nie met klein klippies gegooi nie, met groot klippe wat bedoel was om dood te gooi. Stefanus is op so 'n gruwelike wyse doodgegooi. Paulus het egter weer daar opgestaan en nie opgehou om te preek nie. En dan was daar die openbare vervoer van daai jare, nou nie juis veiliger as vandag se minibus taksies nie. By 3 geleenthede het die skip waarop hy geseil het gesink. Eenmaal moes hy vir 'n dag en 'n nag lank in die oop see aan 'n wrakstuk vasklou voordat hy gered is. Paulus se reise oor land was dikwels nog erger. Rowers, riviere en vloed, bittere koue, versengende hitte, wilde diere, dit was die alledaagse. En dikwels moes hy snags in die veld slaap. Sy ergste gevaar was egter die mense. Jode sowel as heidene wou hom uit die weg ruim. Maar asof dit nie genoeg was nie, moes Paulus dikwels nagte deurwerk om in die lewe te kon bly, sodat hy bedags die evangelie kon verkondig. Dikwels moes hy honger ly. By geleenthede het hy byna verkluim in die bittere koue winter, sonder enige skuiling. En deur al hierdie swaar kry, waar hy hom afgesloof het vir die mense aan wie hy die evangelie gebring het, het sommige van hulle nog teen hom gedraai ook. Paulus vertel egter nie van al hierdie verskriklike ontberinge, sodat ons hom moet jammer kry nie. Inteendeel, hy beskou dit bloot as deel van die lewe. En spite van dit alles, loop hy oor van dankbare
dankbaarheid en blydskap. Hierdeur sê hy ook dat daar persone is wat juis met opset sulke swaar kry deurmaak, sodat mense hulle moet jammer kry en vereer. Vandag hoor ons dikwels van mense wat die verskriklikste gevare deurmaak, bloot om hulle name in groot opskrifte in die nuus te kan sien. Eie eer. Of diegene wat deur die allerverskriklikste lyding gaan om God se gunst te probeer wen, soos die mense wat in Suid-Amerika gedurende Paasfees hulle self loop en gesel, totdat die bloed van hulle afstroom, of erger nog, wat soos Jesus gekruisig word. Paulus gee al die eer aan God alleen. Dit gaan nie oor sy swaar kry nie, maar juis dat God hom deur al die swaar kry en gevare steeds staande gehou het ten spyte van sy eie swakhede. Paulus was bereid om sy hart totaal vir die Here oop te maak, en die Here het hom nie teleurgestel nie. Toe hy en Silas met seer geslaande, bebloede lywe in 'n vuil tronk vasgeketting lê, het hulle nie daar gelê en huil van selfbejammering nie, maar hardop lofliedere gesing. Dit is wat gebeur as jy jouself onvoorwaardelik in God se hande oorgee. Jou ganse lewe word gevul met 'n blydskap wat net eenvoudig oorborrel, al is jou omstandighede ook hoe haglik. As die ellende jou tref, dan het jy 'n keuse. Jy kan kies om jouself aan die ellende oor te gee en miserabel op 'n hoopie te sit en huil en jouself bejammer. Of jy kan kies om al jou sorge aan die Here oor te gee en hom te loof en dank vir sy genade en so boonop 'n praktiese instrument te word in die hande van God om die boodskap van sy liefde en genade uit te dra. Kom ons bid. Here, ek dank U vir die swaar kry in my lewe. Leer my om dit met vreugde te aanvaar en om dit te gebruik tot U eer. Amen.